ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 462. Ek is professor Hannes Reslinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Hebreërs, waarheid of leers. Jy kan nie glo, die mense is besig om terugvoering te gee. Sê prof, dis een van die beste boeke wat jy in jou lewe geskryf het. Nie omdat ek het geskryf het nie. Dis salwing bonatuurlik geïnspireer vir die tyd waarin ons lewe, dat elke Bybelleser kan wees hoe die seën ontstaan en hoe dit moet wees. So, hierdie boek noem ek spesifiek, want in vanmôre se gedeelte van die woord en die res van die week, mag dit wat in daai boek Hebreërs, waarheid of leens geskryf staan, so belangrik wees vir hierdie studie waarmee ons besig is. Sou jy belangstel of enige ander inligting nodig hê of boeke belangstel? Kan jy my kontak by ons WhatsApp, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of jy gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za, soos jy sien hierbo. As jy dalk vir die eerste keer na hierdie reeks kyk of luister, is dit uiters noodsaaklik om by deel 1 te begin, anders sal jy nooit die volle waarheid weet nie, né? Het is baie belangrik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van die studies kan ontvang. Halleluja. Stuur die kontak vir die vriende en kennis, almal vir wie jy lief is. Dit is lewensveranderend. Maak seker jy skryf blok en pen en 'n 33 Bybel ten minste byderhand het. Kom ons bid saam. Wonderlik, raadsman, sterke Eva, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinke morgenster. U wie was, wat is, wat kom, die Almagtige. Dankie Vader dat ons vanmôre Javashoa by sy naam ken, die naam bo elke ander naam, halleluja, die naam bo elke ander naam. Dankie vir die bonatuurlike waarheid en die salwing van die Ruach HaKodesh, wat ek so sterk ervaar. Ek wil vanmôre sê dankie dat Vader, deur die genadebloed van Javashoa vanmôre word bande gebreek. Siekes word geheel. Uitkoms word in mense se lewens gegee. En dankie Vader dat U seun gegee het, sodat ons vanmôre kan lewe. Maak U woord lewend. Spreek tot elke een van ons, waar ook al in die wêreld. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Javashoa. Elke Java sê halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Wat 'n wonderlike teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh. Dit is so wonderlik dat die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Jy het nie nodig om 'n groep te wees in 'n kerk en nee. Ek en die Ruach is klaar 2. Come on. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat volgens sy woord vir u verder tot 'n seën gaan wees in hierdie dag. Nou, ek wil amper sê, as jy 'n seatbelt of 2 saamgebring het, dit gaan vanmôre die tyd wees dat jy hulle gaan gebruik. Die boek Spreuke, hoofstuk 24, let op na die beeldspraak. Dit is vir my so belangrik dat ons moet oplet op die beeldspraak. Hy sê in vers Spreuke 24:23, ook hierdie spreuke, nou die spreuke is kennis en bonatuurlike openbaring. Want onthou, hierdie woord wat koning Salomo gespreek het, eeue gelede, ek voeg dit tot ons in hierdie moderne eeu 2021, 2026, ek voeg dit in ons tyd. En ek kyk die dinge wat hy gepraat het en oorgepraat het, hoe dit ons lewens vandag affekteer. Want die goed waarna hy verwys het in daai tyd, het verbygegaan. Maar die woord bly presies dieselfde. En onthou wat ek gesê het, 'n Bybel is maar net 'n Bybel, tot hy oopgemaak word. En ons by hy met die
Ruach HaKodesh benat word en daai bakpoeier skielik reaksie veroorsaak in die Bybel en in my sielsdimensie, dan word dit Rema woord, die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Ook hierdie spreuke, kennis bo-natuurlike openbaring, is van die wyse manne, die apostels en die profete afkomstig. Halleluja, halleluja. En ek kan ook, as ek wil sê, dat is van die wyse manne, apostel, profete, Jafashua, 2000 jaar gelede, tot vandag, is dit afkomstig, en dit funksioneer vandag in ons lewens. Ek het al klaar 'n paar keer gesê, die woord praat oor gebeurtenis 2000, 3000, 4000 jaar gelede. Maar wanneer ons in hierdie dag van dit praat, is dit asof dit gisteroggend gebeur het. Kraakvars. Soos daai bakbrood wat jy ry, as jy by die huis instap en maar brood gebak. Hy sê, ook hierdie spreuke is van die wyse manne afkomstig. Nou wat is vir my baie belangrik om te weet vanoggend en die week, is om te weet wat sê die woord oor sekere dinge van die manne van die ou tyd en wat die woord praat oor die ou tyd, die verlede tyd. Dis mos wat eskatologie is, verlede, hede en die toekoms. Julle studente weet waarvan ek praat. So wat sien ek? Ek sien die dinge waaroor daar gespreek was. Ek kyk na die boek Genesis, reg in die begin van die Bybel. En dan sien ek dat Moses skryf oor 'n gebeurtenis. Wel, oor 'n paar gebeurtenisse, waarin die kerk ons nooit soos nooit geonderrig het nie. Toe Jaffa vir my die woord oopmaak, eendag, het ek amper van my stoel afgeval. En dit was net, terwyl ek besig was met ander navorsing, het dat gebeur het. En dis ook om dit vir my 'n verskriklike verrassing was. Ek was vir 18 jaar 'n pastoor, ek het deur die Bible College gekom, 3 jaar, teologie, diploma verwerf in die teologie daai jare, want dis wat jy moes gehad het om 'n erkende pastoor te wees. En op die einde van die dag, wanneer ons by die woord sit, gaan dit nie oor wat se grade ek het en wie ek is en wat op my mure hang nie. Het gaan oor dit wat die Ruach, wat Vader Jaffa deur die Ruach vir u en vir my wil gee, om te verstaan. Nou van u gaan van die woord onmiddellik ein, omdat ek reeds oor dit al gepraat het. Maar vir dit wat hier geskryf staan, ook hierdie spreuke is van die wyse manne afkomstig. Die wyse manne was my Moses ook. Wanneer hy dan skryf in Genesis 1 vers 1, en ek wil hê dat jy moet mooi luister. Jy moet hierdie woord met iemand deel. Jy kan dit nie net vir jouself hou nie. Hierdie week se woord, se video's, moet jy deel met mense. Want dit is goed wat die kerksmense nog nooit van gehoor het nie. In al my lewe lang wat vandat ek 9 maande oud was, waar my pa gered is, en waar ek 'n pastoor geword en alles, het ek nooit iemand gehoor praat of preek oor dit wat ons nou gaan oor praat nie. En tog staan dit geskryf in die Bybel. Maar die woord sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Hy sê, Genesis 1 vers 1, maak 'n nota. Ons gaan so 'n bietjie werk in Genesis. Genesis 1 vers 1. In die begin het Jaffa die Almagtige, vir die ander ouens God, die hemel en die aarde geskape. Wanneer was die begin?
Ek het dit voorheen gesê, in die Bybel is daar, en is ook, ek het dit opgeteken in die 2 sedels tot die boek van Openbaring, die wit boek wat te moet is. Daar's 23 beginne in die Bybel. Wat hy sê, dis die begin, in die begin, dis die begin. Daar's 23 verskillende beginne. Maar daar was 'n begin, waar Vader die hemel en die aarde geskaap het. Nou wil ek hê, ons moet net na die woord geskape kyk. Ons is mos besig met Bybelstudie. Nou ja, kom ons geniet dit. Geskape beteken met die mond gespreek. Het jy dit? Skryf daar, geskape met die mond gespreek. Formeer beteken met die hande gemaak. Formeer beteken met die hande gemaak. Wanneer hy Adam maak, dan formeer hy hom. Hy het hom nie geskape nie. Alles in Genesis hoofstuk 1 is geskape. Van Genesis 1 af tot by Genesis 2 vers 1. Die hele Genesis 1 is alles geskape. Deur die Rema woord. Jahwe het dit gespreek. Dis is uiters belangrik om dit te weet. Nou as jy net dit kan besef, sal jy onmiddellik weet dat die Genesis 1 vers 26 mense is nie Adam en Eva nie, want hulle is geskape. Daai Genesis 1 vers 26. En Jahwe sê, kom laat ons mense maak na ons beeld. Hy het hulle geskape. En Jahwe het gesê, hy het hulle gespreek. Kom ons kyk na Genesis 1 vers 1. In die begin het Jahwe almagtig, dis God, die hemel en die aarde geskape. Hy het dit gespreek. Want die Bybel sê, hy woon in 'n ontoeganklike lig. Hy het nie die hemel gehad nie, nodig gehad nie. Hy het reeds bestaan in 'n ontoeganklike lig, wat nie net die hemel was nie, wat ook daar was, die ontoeganklike lig, die ontoeganklike dit wat daar was, het hy ingelewe. Het hy ingefunksioneer. Maar vir die mensdom om te kom funksioneer, moes daar 'n aarde en hemele wees. Ek wil nie net sê hemel, een hemel nie, want as ek van 'n hemel praat ek van die eerste hemel. Met ander woorde, wat hulle in Engels noem, the affirmative, dis waar die sterre en die maan en dis op boontoe. So ek weet nie hoe verklaar Japie van Sail daai een nie. Hemele. So, hy sê, in die begin het Jahwe die hemel, ek wil sê hemele, en die aarde geskape, gespreek. Hy het 'n woord gespreek, en daar was die hemel, en daar was die aarde. Nou was daar 'n patroon, ek wil nou sê sequence, patroon. Daar was 'n patroon hoe hy dit gemaak het. Verstaan ons dit? 'n Bybelse patroon hoe hy dit gemaak het. Hy spreek 'n woord, en daar's die hemel, en daar's die aarde. Maar, jy kan nie die aarde sien nie. Want hy sê wat? Vers 2. En die aarde was woes en leeg. Nou baie mense kom op die internet en hulle sê, maar hoe kan 'n ding woes en leeg wees? As hy moet woes wees, kan hy nie leeg wees nie. En as hy leeg is, kan hy nie woes wees nie. Wel, dis wanneer jy met jou menslike verstand die ding wil beredeneer. Want woes en leeg, want hy sê dit in die volgende oomblik, en duisternis was op die wêreldvloed. So die wêreldvloed was water gewees. En die watervloed was woes en leeg. Gaan kyk as jy op die see is, in die middel van die see. Ek het al dokumente gesien
op die televisie, van skepe wat werklik vergaan het, Discovery, dan sien u hoe lyk dit wanneer dit woes en leeg is. Daar is niks om jou wat jy sien nie. Dis net die water en die water. Dan is daar ouens onder, dan is hulle boot, dan is hulle onder. So dit is 'n toestand van verlorendheid. So wanneer ek kyk na woes en leeg, sien ek dat die aarde was in 'n toestand van totale verlorenheid. Die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed. Hier was ons geleer dat wanneer ons die duisternis sien, dan sien ons dit as donkerte. Ons sien dit as soos wanneer die lig afgesit word in hierdie ateljee. As ons nou daai lig afsit, is daar totale duisternis in hierdie ateljee. Jy gaan nie jou hand voor die oë sien nie. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed. Hy sê, en die gees van Jahwe, dis God, het gesweef op die waters. Nou, omdat die tyd ons nou gevang het, gaan ek u hiermee moet los. Daar's vrae om te ontdek. Van die mense wat al jare saam met my stap, Javiste, bruid van Javashua, het al gehoor waar ek na seker van hierdie skrifte verwys, en dit maak het soveel makliker, maar daar is soveel, duisende nuwe mense, wat, en ek gaan dit sê nou, in Engels, wat nie 'n klou het wat hier aangaan nie. Ek wil hê, u moet teruggaan in die Bybel vat, tot môreoggend. Dan gaan maak u 'n studie van Genesis hoofstuk 1, vat vers 1, vat vers 2, op die kante skryf u u eie aantekeninge, en kom ons kyk as ons met dit stap, môreoggend, hoeveel van die antwoorde het u raak gevat? Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha, Javashua kom weer, halleluja.